Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om in die huis van die Here te kan wees. Weet jy, ons kan vat maar elke dag vanselfsprekend. En ons dink môre gaan ons maar doen soos ons vandag gedoen het en die lewe gaan aan, maar ek wil vir u sê, ons is so wis, seker wat ek hier staan vanoggend, kom daar vir ons elkeen 'n dag en 'n uur wat ons hierdie lewe gaan verlaat. En as ek my lewe nie reg gemaak het met die Here Jesus Christus en hom dien in gees en in waarheid nie, dan is ek besig om te lewe vir die wêreld en ek is besig om te doen dinge wat die wêreld nie van ons, wat die Here nie van ons verwag nie, maar hierdie wêreld gee vir ons hierdie genot so mooi. Dit lyk so lekker, dit lyk so aanneemlik, maar weet jy wat die uiteinde daarvan, die woord van die Here leer my, is die wee van die dood. En terwyl ek in die woord van die Here lees, sien ek dat Jesus, terwyl hy op aarde was, hy het nie gekom om mense te oordeel nie. Hy het nie gekom om mense te na te kom nie. Maar hy het met een doel aarde toe gekom en gesê, ek wil jou 'n nuwe lewe gee in Christus Jesus. Ek wil vir jou 'n verandering gee. Jy moet jou lewe kruisig. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. En weet jy, dit is maklik om te sê. Dit is maklik om te sê, ek is op my pad hemel toe. Dit is maklik om te sê, ja, ek het my lewe gekruisig en ek neem my kruis op en ek volg die Here elke dag. Maar uit 'n mens self uit is dit nie moontlik nie. Ek gaan alles in my vermoë doen om vir die sonde nee te sê. Maar dan gaan 'n tyd kom wat ek gaan vou. Ek het al baie keer in my lewe besluit, ek gaan ophou om wat ook al wat ek verkeerd doen te doen. En soos die tyd aanloop, eerste week gaan verby, dit gaan goed. Tweede week kom verby en dit gaan goed. Miskien die derde week. En op die vierde week dan gebeur daar net iets wat jou 'n terugslaan in die lewe gee. En jy verloor al jou geduld en al jou moed en alles, en hier gaan val jy weer terug in dit wat jy gesê het, ek gaan nie weer doen nie. My vrou lees van Dawid. As jy net gaan kyk na die geskiedenis van Dawid, waar kom hy vandaan? Al die teekanting wat hy gekry het, al die probleme en al die goed in die wêreld wat hom gejaag het. Het hy heeltyd gesê, ek kyk op na die berge toe. Waar sal my hulp vandaan kom? En ek wil vanoggend vir u sê, toe Jesus op aarde was, het hy by die krepeles gekom, die melaatses gekom, hy het by die blindes gekom, hy het self by die dowes gekom, en by die wat die vallende siekte gehad het, en hy het 'n verandering in elkeen se lewe gebring. Hulle het nie van hom af weggestap, dieselfde as wat hulle na hom toe gekom het nie. Hulle het 'n veranderende lewe gehad. Dink vir jouself as jy nie kan sien nie. En hier kom Jesus jou pad langs en hy open jou oë en jy kan sien. Dink vir jouself as jy geen gehoor gehad het nie. En Christus kom jou pad langs en hy raak jou gehoor aan en jy kan weer hoor. Dink vir jouself as jy op 'n plek gesit het wat jy verlam was. En Jesus kom nader. En hy sê, neem jou bed op en volg my. Wat 'n verandering in jou lewe, en so werk dit in die geesteslewe vandag. Ek en u het nodig om 'n veranderende lewe te lewe, nie deur myself en wat ek dink is reg en verkeerd nie, maar deur die woord van die Here wat hy vir my gegee het tot weerlegging, tot teregwysing om te doen dit wat God van my verwag. So kom Jesus ook by die man van Bethesda. Almal ken die verhaal. Maar ek gaan vir u lees. Dis 'n man wat gesoek het na genesing. As ek die skrifraad verstaan, vir 38 jaar lank het hy gesit met iets. Hy kon beweeg, die skrif sê nie wat was sy siekte nie. Want hy was op pad na die bad van Bethesda toe. Luister mooi. Maar elke keer wanneer hy op pad is, dan is
die bad spring. Ons lees in Johannes 5, vers 1. Hy sê, Johannes 5 vers 1 sê, hierna was daar 'n fees by die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en daar in Jerusalem, by die skaapspoort, 'n bad met 5 pilare, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles, lammes, wat op die roering van die water gewag het. En 'n engel het 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingegaan na die roering van die water toe, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar lank aan 'n siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lank siek was, sê hy vir die man, wil jy gesond word? Jesus vra vir hom die vraag, wil jy gesond word? Vir 38 jaar. Ek is al verby 38 jaar oud. My vrou is nog op pad soontoe. En Helene is baie ver. Vir my hele leeftyd lank is daar sekere goed in my lewe wat ek en u weet maak skeiding tussen my en God. Daar sekere dinge in my lewe wat my vashou. Sekere goed wat maak dat ek nie vrymoedigheid het soms om te gaan buig vir die Here te sê, Here, hier is ek nie. Soveel maal in jou lewe voel jy, Here, ek is nie die moeite werd nie. Ek besluit dag na dag, ek gaan nie dien in gees en in waarheid. En as ek my weer kry, is ek vasgevang. En dit wat ek nie wil doen nie, Apostel Paulus sê, wanneer ek die goeie wil doen, dan staan die kwade my by. Hy los jou nooit alleen nie, hy is altyd hier langs jou. Wanneer jy wil goed doen, dan kom hy. En hy kom dryf jou na die verkeerde toe. Ek dank die Here vir Apostel Paulus wat gesê het, ek bekeer myself daagliks. Ek maak daagliks ondersoek. En ek vra Here, hoe staan ek vandag voor U? So tyd terug staan ek met 'n oom en praat. So 'n ou predikant en hy sê vir my, ek het die punt van heiligmaking bereik. Ek het in die kerk groot geword. En die kerk leer ons strewe na heiligmaking, waar sonder niemand die koninkryk van God gaan sien nie. En die oom kom en hy is ook baie ouer as ek. Hy is oorlede by nou. En hy sê vir my, ek het die punt van heiligmaking bereik. En ek luister nie, want Henry Warren se kop is mos altyd besig en wie's jy om te sê jy is heilig, want gehoord van die Here sê God alleen is heilig, terwyl die skrif sê wees heilig want ek is heilig. En ek staan dan, ek gee die oom die kans om klaar te praat nie, want dalk het hy klaar gepraat en op 'n volgende keer kry ek hom weer. Sê ek het die punt van heiligmaking bereik. En ek luister wat hy sê. Hy sê, want ek het vanoggend my hart ondersoek en seker gemaak, daar's niks skeiding tussen my en God nie. Ja. En ek dink aan 'n lering wat ons oorlede pastoor gegee het. Jy het 'n geestelike lewe en jy het 'n vleeslike lewe. Hierdie fisiese lewe val jy en staan op. Dan doen jy reg, dan doen jy verkeerd. Weet jy, as ek val en ek maak my sonde reg, affekteer dit nie my geestelike lewe. En ongelukkig is dit wat die teestander weet. Hy kry die mens so maklik om in sonde te val. En dan gee hy vir jou die
hoe kan ek sê, die gedagte, jy is nie die moeite werd nie, you're not worthy. Jy gaan tog net môre weer val. En dan wil jy nie gaan bely nie, want jy gaan môre weer val. Terwyl die skrif sê 70 maal 7 keer per dag moet julle mekaar vergewe. 70 maal 7 keer per dag sal Christus my vergewe as ek uitroep in opregtheid en sê, please Lord, forgive me and try me one more time. Jesus vra vir die man, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek gaan, 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Al wat hy moes gedoen het, hierdie man, toe Jesus Christus vir hom vra, wil jy gesond word? Hy moes net gesê, ja Here, ek wil. Hy het nie nodig gehad om dit verskoning te gee. Hierdie een is voor my, daar een nie. Hy kon net gesê, Here, ek wil gesond word. En so wil ek vanoggend vir u sê, die Here Jesus Christus vra vanoggend vir jou, wil jy gesond word van watter kwaal jy ook al in jou lewe het? Wil jy gesond word van die sonde en die ongeregtigheid wat jou so maklik oorval? Dan sê die Here vir jou, gee my jou lewe, gee my jou hart. Want daarin is die oorsprong van die lewe. Die skrif sê, bewaak jou hart meer dan alles. Ek wil vir u sê, die beste plek wat jou hart kan wees vanoggend is by Jesus Christus. Amen. Dis die enigste een wat jou nooit in jou lewe sal teleurstel nie. Die mense kom en mense gaan, mense, vriende, kom by jou en sê, ek sal jou vriend bly. Maar na die tyd aanloop, dan kom jy agter, jou vriend is ook nie meer jou vriend nie. Hulle wil net gekry het wat hulle uit jou kon gebruik daardie oomblik, want die mens is feilbaar. Maar as ek my hart vir Christus Jesus gee, het my vrou gelees van nou in Psalm van Dawid, met al hierdie goed sê, Here, nogtans kyk ek op na U toe. En wat ek opvallend is in die Bybel, Dawid was nie 'n man sonder foute nie. Dawid was 'n man wat op God vertrou het. Dawid was 'n man wat geweet het, ek kan niks vir God wegsteek nie. Hy was 'n man wat erken het, hy het foute. En wanneer die Here hom 'n straf gegee het, het hy geween. En nadat die straf betaal is, die skuld betaal is, het hy opgestaan en gejubel. Want hy het geweet, sy God het hom vergewe. Ek lees op ander skrif, 'n stuk in die Bybel, ook in Johannes 3. Waar die skrif praat van Jesus wat die tempel gereinig het. As jy vanoggend hoor dat Jesus vra vir jou, wil jy gesond word? Jy kan maar jou siekte noem wat jy wil. Jy kan jou sonde noem wat jy wil, elkeen ken sy eie paadjie. Christus Jesus vra vanoggend, wil jy gesond word? En as jy dit doen, en jy sê, ja Here, ek wil, dan sê die Here vir jou, jy moet wedergebore wees. As jy nie wedergebore is, uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. En jy kom op die plek waar jy wedergebore is. Sê, Here, ek gee my hart. Please, Lord. Here, help my. Ek het soveel maal probeer in my lewe, kon dit nie regkry nie.
Die laaste tyd sê ek vir die Here, as ek bid, sê ek, Here, ek gee U toestemming om in my te kom werk, om volgens die welbehae van U. Want ek is 'n feilbare mens. En as ek die Here toestemming gee, moet ek ook weet, hierdie gebou wat ons in sit, is nie die tempel nie. Christus het gesê, ek woon nie in 'n huis wat met hande gebou is nie. Dan gaan Jesus Christus in my hart inkom. En hy gaan in die tempel begin reinig. Hy gaan in die tempel van binne af begin skoonmaak. Hy gaan in die tempel begin heilig, sodat die heilige God in my kan kom woon deur sy gees. En die gees van die Here leer my en lei my aangaande die weg wat ek moet wandel. As ek hierdie skrif lees, ek gaan dit nie vandag lees nie. Van die reiniging van die tempel. Het Jesus gesê, gesit, en hy het 'n sweep gevleg. Luister mooi. Hierdie sonde en ongeregtigheid gaan nie maklik uitgaan nie. Jesus het hulle uitgedrywe met 'n sweep. Hy het hulle uitverjaag. En as ek weet die mense wat skaap en beeste en alles verkoos het in die tempel, is hierdie sonde en die ongeregtigheid wat my skade bring, dat Jesus Christus nie ten volle in my hart kan woon nie. Dryf hy uit. En die woord van die Here sê, deur die bloedige wonder suiwer die kwaad. Wanneer ek trane en berou het, wanneer ek voor Christus gaan, dan sê Romeine 5 vir my, ons het versoening gekry deur Jesus Christus, wat my die weg gegee het, wat vir my sondes aan die kruis van Golgotha betaal is. Hy het die prys betaal wat ek en jy nie bereid is om te betaal nie. Hy het gekom op die plek waar hy sy alles vir my en jou gegee het, sodat ons in oorwinning kan lewe. Wil vanoggend vir sê, al wat jy nodig het, is om Jesus Christus die heel van jou lewe te maak. Jy het nie nodig om baie stories te luister nie. Jy het nodig om 'n gebedsverhouding met Jesus Christus te hê. Want die skrif sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal julle te beurt val. En die woord van die Here leer my. Hy sê, as ons wat aardse vaders is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal God die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Ek en jy moet net vra. Ek en jy moet my lewe opoffer ter wille van sy naam. En sê, ek soek nie meer my eie gewin nie, maar ek soek na die wil van die Here hier in my lewe. Die skrif sê vir ons, roep my aan in die dag van benoudheid. En weet jy hoe benoud moet ek wees? Wanneer ek sien, maar ek sien nie. Wanneer ek kan hoor, maar ek hoor nie. Wanneer ek loop, maar ek is krepeel. Dis hoe die liggaam van Christus lyk vandag. Ons sien, maar ons sien nie. Ons kan hoor, maar ons hoor nie die stem van 'n lewende God. Ons loop, maar ons is verlam, krepeel, nie verlam nie, krepeel. Die woord van die Here sê, daar's een weg wat na die waarheid toe lei, dis die nou weg. Daar's een weg, en ek wil vir die vra vanoggend, broeder en suster, is jy bereid om te sê, I only need Jesus in my life. Ek het net Jesus nodig. Ek het nie genot en vrede en al die goed van hierdie wêreld nodig nie, want Jesus Christus sê, ek sal vir jou 'n vrede gee, wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Hoe lank wil jy by hierdie bak van Bethesda lê? Sê, Here, ek wil, maar ek kan nie daaruit kom nie. Of vir sê, geen mens is sterk genoeg in homself om nee te kan sê vir die sonde en ongeregtigheid nie. Maar as hy
Want die God van hemel en aarde is in my hart werk. En hy is die middelpunt van my lewe. Dan leer hy my, dan lei hy my in alle waarheid. En hy maak my los. Hy maak my los van dit wat hom nie bewaag nie. Roep vanoggend uit in opregtheid. Ek vra die Here om hierdie woord te steun. Dat hy nie tweeledig sal terugkeer nie, maar dat die woord sal uitgaan. Dat die wêreld sal besef daar is nie ander uitkomste nie. Mense jaag agter geld aan. En dit bring net verdriet. Mense jaag agter geld aan. En dit bring net probleme. Maar ek wil vir u sê die dag wanneer ek besluit, Here, ek gaan nie dien in gees en in waarheid. Al wat jy moet doen, Here, vra vanoggend, wil jy gesond word? Wil jy gered word? Sê die skrif net, as jy in opregtheid uitroep na die Here toe, het hy nog nooit iemand weggewys nie, sê Here, ek wil. Ek gee vanoggend die toestemming om in my hart te kom werk. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar die God wat ek aanbid is 'n gentleman. Hy dwing homself op niemand af nie. Hy wil hê jy moet 'n vrywillige keuse maak. Hy sê ek kies om die Here te dien. Terwyl ek vanoggend met die Here praat en ek sê Here, ons stry so baie en ons sê ons is in 'n oorlog. Luister mooi, in 'n oorlog teen die duiwel. Wonder ek by myself, hoekom speel ons so baie in die teestander se kraal as ek in oorlog is met hom. Roep vanoggend uit en sê Here, ek het lank genoeg probeer. Ek kon dit nie regkry nie. Maar ek vra Vader, wees my 'n sondaar genadig. En vergewe my en help my, leer my, Here, dat ek kan doen dit wat U van my verwag. Sy genade is genoeg vir jou en my om ons lewe tot inkeer te kry. Sy liefde is daar. Om ons 'n veranderende lewe te gee. Die God wat ek aanbid het nie die hel gemaak vir die mense nie. Maar dis jou keuse. Wil ek kom na die Here toe? Of soek ek eerder na hierdie aardse dinge? Wat gaan as ek bereid om prys te gee? Terwille van my siel, terwyl ek ruk terug 'n videoklip sien van 'n ou wat van 'n bergklif afval. Ek gaan om 'n kind te red en hy en die kind val op die grond en hy spring op en hy loop en hy sê ek het nie eens seer nie. Inteendeel weet hy nie, dit is sy gees wat daar loop, sy liggaam lê hy's dood nie. Ja. Hoe lyk jou liggaam vandag en hoe lyk jou gees? Is my gees reg met die Here Jesus Christus? Dat wanneer ek die tydelike met die ewige verlaat, dat ek kan gaan, sê Here, ek het lank na U verwag. Lank het ek gesoek. Keuse lê vanoggend in elkeen van die hande. Ek sê baie maal, sit jou hand in jou eie boesem. Vergeet dit wat jou vriend, jou boetie, jou sis, jou man, jou vrou, jou kinders verkeerd doen. Jou ma en jou pa, sit jou hand in jou eie boesem. Want weet jy wat, die duiwel kry dit reg? Om my oog gefestig te hou op wat doen ander verkeerd. Sodat ek nie kan sien wat Christus wil hê ek moet doen nie. Hou jou oog van die mens af en kry jou oog gerig op Christus Jesus. Kry in die week 'n prentjie van iemand af wat sê te doen wat God van jou verwag is 'n eensame pad. Be prepared to lose a lot of friends. Of iets in daai woord. Wees gereed om so op te staan vir die naam en saak van die Here. Terwyl ek baie goed hoor hierdie laaste week en 2. Weet jy hoe naby is die koms van die Here? Nader as wat ek nie ooit kan besef.
skrif sê, jy gaan nie kan koop of verkoop as jy nie merk van die dier het nie, die naam, die nommer of die merk. Weet jy wat lees ek gister op die nuus? Ons land, Suid-Afrika, beperk jy nou al hoeveel geld jy kan gaan trek by 'n teller, want hulle wil nie hê dat moet kontant in jou huis wees nie. En dit gaan so na erg kom. As jy nie merk het, jy kan nie geld trek nie. Jy gaan geld hê, maar jy kan nie koop nie. Dis hoe naby ons is. Weet jy hoe verander die lewe? En ek en u loop asof ons vir ewig gaan lewe. Ja, as ek in Christus Jesus lewe, dan sê hy gee vir my die ewige lewe. Maar as ek in hierdie aardse lewe lewe, gaan ek vasgevang word. As my kinders na my toe kom en sê, papa, ek is honger. En nou, jy kan nie geld trek nie, want jy het nie die nommer nie. Wat gaan jy maak? Ons lewe vandag in gunstige tye wat ek kan sê, Here, ek gee my hele hart vir u, sodat u my kan verander, sodat u deur my kan lewe, sodat u my 'n hoopvolle toekoms kan gee. Want die woord van die Here leer my, God sorg vir die mossies. Hy sal sorg vir my. Al kom ek op daardie stadium, wat ek niks het nie, dan sal die Here nog steeds vir my vrou en kinders sorg. Kom wat ons gee ons hart vir die Here vandag. Ons wees soos daardie man van Bethesda nie, wat hy so verskoning gesoek het en tog sê die Here vir hom, neem jou bed op en loop. Wat maak die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle wil hom kritiseer, omdat hy op die Sabbatdag moenie aan die wet van mense vashou nie. Maar hou aan die wet van Christus Jesus vas, sodat hy jou kan losmaak. Tot sover uit sy woord uit vanoggend. Amen. Kom ons staan. Gaan ons die Here vra hierdie dienste vandag. Vader, wat 'n voorreg het ons vanoggend om in die teenwoordigheid van U te kon gewees het. Ek wil bid en vir die vrae, Here, wil U nie die naprediker van hierdie woord wees, deur die Heilige Gees, elke toehoorder wat dit sal hoor, die ons gedagtegange sal open, dat ons kan hoor wat U Gees vir ons wil sê. Here, dit gaan nie oor die mens nie, maar dit gaan oor U. Ek wil bid, Here, dat U ons sal leer en sal lei in alle waarheid. Hierdie week wat voorlê is onbekend by ons, Here. Ons ken nie die dag van môre nie, maar die skrif leer my, U is die God van die toekoms, en U ken die dag van môre. Ek wil bid, Here, dat U elkeen vooruit sal gaan, en in die week wat voorlê, dat U onder die kosbare bloed van Jesus Christus sal hou. Elke man en vrou wat uitroep vanoggend, en sê, Here, ek wil, dat U dit sal raak sien, en dat U 'n verandering sal bring, Here. Ek gee dit vanoggend, en ek vra, Here, dat U Heilige Gees die werk sal doen, soos U alleenig dit kan doen. Seën ons verder, Here, hou vir ons onder die bloed en bring ons weer op U bestemde tyd by mekaar. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.